Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Daar sal altyd 'n deel binne in jou wees, wat dinge veilig wil speel. Nou jy kan 'n keuse maak, om nooit risiko's in jou lewe te neem nie. Maar dan sal jy nooit die suksesse, oorwinnings en bestemming ken, wat God vir jou lewe in store het. Dit verg moed, om jou Godgegewe drome na te jaag. Daar is eintlik net 2 tipes spyt. Daar is die spyt omdat jy aksie geneem het, en dan is daar spyt omdat jy nie aksie geneem het nie. En die feit is, dat die meeste mense spyt is oor die geleenthede wat hulle kon benut het, maar te bang was om te benut. Geloof is om op God te vertrou. Maak nie saak hoe onmoontlik dinge lyk nie. God is lief vir dit wat onmoontlik lyk, want niks is vir hom onmoontlik nie. Kan jy nog onthou met die vermeerdering van die brood, toe Jesus die 5000 gevoed het in Matteus 14? Vers 20 en 21 sê, en almal het geëet en versadig geword, en hulle die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vroue en kinders. Kan die rede wees hoekom maar 12 mandjies oor was, dat daar vir elke twyfelende disipel 'n mandjie oorgebly het? God laat sekere dinge oor ons pad kom, om ons geloof uit te daag. Nou jy kan geloof hê en nog steeds bang wees, want geloof beteken om vorentoe te beweeg, ten spyte van jou vrese. Wanneer God dinge toelaat wat teen jou is dit omdat hy wil hê, jy moet deur geloof 'n wonderwerk van goddelike proporsie ervaar. Dit is juis die mees vreesaanjaendste oomblikke in ons lewe, wat die grootste getuienisse bring. Om in geloof te leef, vereis dat ons soms risiko's moet neem. Dit beteken, dat jy soms 1 tree sal moet gee, nog voordat jy weet, wat die tweede tree is. Here, wys my wat die volgende stap is, wat ek in geloof moet neem. Ek wil nie 'n geleentheid misloop, wat U vir my het, omdat ek te versigtig is om 'n stap in geloof te neem, en U roepstem te volg nie. Mag elke risiko wat ek neem, 'n goddelike doel hê. In Jesus naam bid ek dit.